Goeienaand weer van my kant af. Nou, ek wil graag met u deel die werk met ons wat ek al gedoen het saam met Louis en Daniel in hierdie afgelope jaar. Nou, is nou my eerste jaar wat ek in die veld is en dis heeltemal anders as Glenbar. Dit is nou nie dieselfde, jy het bietjie meer, so Louis sê altyd van ons, jy het bietjie meer vryheid. Maar jy is nogal baie besig. En ek dink ek het soveel meer plekke al in my hele lewe gesien in hierdie jaar, as ek al oralste gegaan het in my 27 jaar wat ek op die aarde was. Ek het soveel klein dorpies gesien, soveel mense ontmoet. Maar die kosbaarste ding van dit alles is dat ons gaan na hierdie dorp toe met 'n boodskap. En dit is 'n boodskap wat die Here op ons harte geplaas het om met mense te deel. Dit gaan nie oor hoeveel kontakte kan ek opbou, of hoeveel mense ken my, of hoeveel mense ken ek nie. Maar die woord dat ons kan uitdra na die mense. En baie keer ontmoet jy mense, en jy kan sien hulle gesigte, is hulle dink hulle self, is hierdie sekte of hierdie mense en al dit. En wat soek hulle by my deur, en hoekom wil hulle my papiertjie gee, en baie keer sê mense, nee dankie, hulle soek dit nie, hulle loop weg. Maar een van die dinge wat my getref het in hierdie jaar was, elke liewe keer as ons uitgegaan het, en ons het vir die Here gesê, Here, stuur ons daar waar die mense ons nodig het. Stuur ons daar waar daar behoefte is aan die woord. Het die Here ons soontoe gestuur. Hy het ons soontoe gelei. Hy het sy mense toe gebring. En ja, miskien baie keer het ons selfs mense raak geloop wat die deur toemaak van ons gesigte, maar hy het ons by daai mense gebring wat waarlik 'n behoefte gehad. Miskien het hulle net 'n traktaatjie gevat. Miskien kon ons net vir hulle 'n versie gelees het in hulle sitkamer. Maar daar was mense wat ek kon sien wat miskien vir die eerste keer in hulle lewe gekonfronteer was deur die woord van God. En soveel geleenthede as ons gebid het voor die tyd, ons sê, Here, gee vir ons oop deure, gee vir ons plekke waar ons kan gaan. Ek onthou, ons het een keer in Secunda gegaan en ons het daar by 'n ouer huis, maar soos 'n gebou waar klomp bejaarde mense gebly het. En ons het so ingegaan om 'n geleentheid te kry en ons het die dominee gebel van daai area, die NG dominee. En ek het so gehoor, hy het Jan met hom op die foon gepraat, maar ek het so gehoor deur hulle gesprek dat hierdie dominee wil nou nie veel met ons te doen nie. En ons moet nie in sy plek intree nie, want dit is in sy area en ons moet nie indink daar. En ek het ook afgelei dat hy gedink dat ons as die AJB verkondigings van goede wat hulle nou nie in glo nie. En dat ons nou nie vir hulle mense moet kom sê dat hulle is nie gered. En ek het al weggegaan en gedink, dit is nogal baie keer kan jy nogal kan ek sê 'n klap in die gesig nie, maar so afstoot van die mense af. En dit was nie lank nie. Seker ek kan onthou hoe lank daarna nie, toe weer Secunda toe gegaan. En ek kon dit glo nie, toe ons aankom toe werk ons saam met die dominee. Ek kon onthou wat tussenin wat presies gebeur het nie, maar ons het toe weer in kontak gekom met hierdie dominee en sy gesindheid het heeltemal verander. En hy het vir ons deur oop gemaak. Hy het vir ons plekke na toe gevat wat hy vir mense geken het en ons het saam met hom uitreik gedoen na boemelaars op die straat was en ons het in sy huis gebly. En hy het vir ons gesê, as ons terugkom en ons praat voor die tyd met hom, dan sal hy met sy kerk praat en hulle sal vir ons voorberei, finansiëel voorberei, dat ons 'n groot toer daar kan kom. En hulle sal ons dra. En na die tyd ek myself gedink, maar van daai gevoel wat ek gehad het, dat hierdie dominee absoluut niks met ons wil te doen hê nie, maak hy vir ons die deur oop. En hy vra vir ons om te kom. En dit is net die Here wat daai deur oopmaak. Dit is nie die Here wat mense se harte kan verander. Ons kan nie werk nie, ons kan onsself voorberei om die woord uit te dra. Maar dit is nie die Here wat harte verander en mense se lewens verander. En dit is vir my 'n voorreg om daar te kan gaan waar die Here my lei en waar die Here ons as span lei. Om by mense uit te kom in klein dorpies wat ek nooit eens van gehoor het nie.
Ons het eendag toe ry deur die dorp en ek vra vir Daniel, wat op aarde staan daar, ek kon nie die dorp van uitspreek en hy begin te sê en ons is om druk was van. Ons het 'n klein dorpie waar ons kan gaan besoek. En ons het nou onlangs het ons by Ficksburg ingegaan en ons het geen mense daar geken nie, behalwe familie van Daniel en Tiny. En by elke liewe plek waar ons gegaan en gevra het vir opening, het hulle ja gesê. Nie een plek het ons gesê nee. Selfs as ons met een van die dominees daarso gaan by sy huis gaan besoek en met hom gesels en ons het hom gesê ons het by al die skole omgegaan en elkeen het vir ons ja gesê. En die dominee kyk ons en hy sê vir ons, selfs by die laerskool die ander kant. Ons sê van ja, hulle het vir ons ja gesê. Hy sê nee, kyk kan ek glo. Want dat al die dominees het al by daai skool gegaan en hulle het elke dominee gesê nee, julle kan nie hier kom. Hierdie skool wil niks doen met geloof en enigiets van dit. En ons sê van wel, hy het vir ons ja gesê, die hoof het ons geloof kan kom. En ek kon ons in 'n gesig sien, hy het ons nie glo nie. Hier kom ons vir die eerste keer in sy dorp en ons gaan vra by die skool en hulle sê ja, ons kan kom. En hulle probeer al hoe lank en hulle word net voor neergesit. En ek het daar gesit en ek het waarlik geweet, dat dit is nie ons nie. As die Here kom werk, as ons hom kom vra om ons te stuur, om ons te lei, dan sal hy nie weer oorkom. En ons moet net gewillig wees om sy woord uit te dra. En jy weet, dit gaan nie net oor om in 'n sendingorganisasie te werk. Jy kan daar waar jy is, ook die woord uitdra. En selfs al gebruik jy nie eers woorde om dit te doen nie, jy lewe kan dit wys. En mense sal besef dat hierdie land is in sy toestand, nie as gevolg van wie in beheer is of ekonomie of enige sit nie, maar moet ons nie by God uitkom. Baie dankie dat ek dit nog vir julle